Geliefdes, goeiemôre aan almal en baie welkom by vanoggend se erediens. Soos altyd is 'n baie groot voorreg om hierdie tyd saam met julle te kan spandeer. Nou geliefdes, ek dink 'n hele klompie van julle gaan goed bewus wees hiervan, maar vandag is daar eintlik 'n baie besonderse erediens wat by die kerk plaasvind. Nou hiermee saam moet ek ook sê, elke erediens, elke Sondag is eintlik 'n baie groot voorreg, maar vandag is dit ons buitelig erediens waar ouers en oupas en oumas en die kinders saam by die kerk bymekaar kom en daar is worsbroodjies te eet en popcorn en sweetiepakkies en springkastele en wat ook al julle aan kan dink wat lekker is, die kinders gaan hulle self daarmee besig hou. Nou daarmee saam moet ek ook uitlig, ons het 'n normale erediens wat wel by die kerk plaasvind. Dit is ook hoekom ons 'n aanlyn erediens het. Maar omdat ek betrokke is by die buiteligdiens, gaan dit vir my bietjie moeilik wees om by die kerk ook betrokke te wees. En daarom het ons 'n baie besonderse predikant genooi om saam met ons hierdie tyd en hierdie diens deur te bring, Dominee Waldo Niemand. Ek gaan binnekort aan hom oorgee, hy gaan vir ons die erediens vandag behartig. Maar geliefdes, saam met dit wil ons ook maar net 'n kort boodskap oordra aan elkeen van julle en ons hoop dat dit goed gaan. Laat 2026 al so 'n bietjie rustiger raak. Ek het nou alweer met 'n hele klompie gemeentelede gesels en daar is maar so 'n bietjie van 'n tendens, baie mense sukkel maar. Dit is 'n moeilike, dit is 'n swaar jaar, dit is 'n de mekaar jaar, dink ek is die maklikste manier om dit op te som. Maar vir ander mense het hulle weer 'n bietjie rustigheid begin beleef, maar geliefdes, wat ook al julle omstandighede, weet net dat ons dra elke liewe een van julle aan die Here op, en ons hoop ook so dat julle troos en verligting by hom sal kry. En geliefdes, dan net een afkondiging, ons sal binnekort aan elkeen van julle die beplanning of die skedule vir die Paasnaweek oordra, maar soos altyd is dit 'n besonderse geleentheid waarna ons uitsien. Maar geliefdes, met dit gee ek nou oor aan Dominee Waldo, en ek sê ook vir hom so baie dankie dat hy instaan. Baie dankie Werner, dankie vir die voorreg wat ek het om vanoggend bietjie met julle te mag deel. Ek is baie opgewonde om met julle te deel oor die tema wat ek in gedagte het, en ons gaan so bietjie dink aan liefde en vertroue. Maar ek wil voordat ek by dit kom, eers vir u nooi, daar waar jy is, net so vir 'n oomblik stil te raak, en jy kan jou oë toemaak, jy kan jou oë oop hou net soos jy wil, maar raak net so vir 'n oomblik stil in jou hart, in jou gedagtes, want ons lewe in 'n wêreld wat so gejaagd en vol geraas is. En hier vanoggend nooi ek jou, kom ons word net so vir 'n oomblik stil. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Seun deur die werking van die Heilige Gees. Ek gaan vir u vanoggend nooi om te luister na die volgende skuldbelydenis, en ek deel dit graag met julle. Here ons God, u roep ons om te leef in liefde en vertroue, maar ons kom bely ook vandag. Here, ons vertrou so maklik op onsself eerder as op u. Ons dra ons laste alleen, die laste wat u vir ons wil dra. Here, ons ontvang liefde, liefde van u af, maar ons leef dit nie altyd teenoor ander uit nie. Ons oordeel maklik. Ons vergewe stadig en vergeet hoe genadig u met ons is. Here, ontferm u tog oor ons. Leer ons weer om te vra, te soek, te klop. Nie uit vrees nie, maar uit vertroue in u liefde. Amen. Ek gaan met julle 'n bietjie deel rondom die teksgedeelte uit Matteus 7. En ons dink aan hierdie tema, soos ek nou gesê het, liefde en vertroue. En ek wil begin deur vir julle 'n storie te vertel. So bietjie meer as 2 jaar terug het ek en my gesin verhuis
en ons het getrek na die ou Benoni Sheriff's Office, daar in Western Extension. En ek kom die een oggend by die huis, nadat ek die kinders by die skool afgelaai het, en ek gaan by die agterdeur in, en ek sit die ketel aan, en toe ek so van die kombuis na die voorkamer loop, vang my oog deur die venster 'n voertuig wat in my erf staan. Maar dis 'n vreemde voertuig. Dis nie iemand se kar wat ek ken nie. En ek kyk deur die venster en ek sien maar hier's niemand in hierdie kar nie. Niemand sit en wag vir my nie. Nou ja, dit is Suid-Afrika. So jy kan dink wat deur my kop gegaan het in daardie oomblik. Ek draai net daarom, storm deur die kombuis, sluit die agterdeur waar ek nou net ingekom het. En nou stap ek so stadig in die gang af. En die volgende oomblik begin my hond by die voordeur blaf. Nou is ek versigtig. Ek loer so stadig om die hoek na die voordeur en hier staan 'n vreemdeling op my stoep. Nou wil ek vir julle sê, ek het vir my yskoud geskrik. Die persoon groet my met die woorde, "Is this the Benoni Sheriff's Office?" So dit gebeur nogal gereeld dat mense daar opdaag en na die sheriff kantoor soek. Maar hierdie dag was die persoon in my erf, sonder dat ek geweet het, voor my deur, sonder dat ek vir hulle oopgemaak het. Ek het vir my geskrik. Hoekom was dit so erg gewees? Want ek het nie die persoon geken wat daar gestaan het nie. Ek het nie 'n verhouding gehad met hierdie persoon wat skielik voor my voordeur gestaan het nie. Sou ek anders gereageer het as dit iemand was wat ek geken het, as dit byvoorbeeld my broer se bakkie was wat ek deur die venster gesien het, of om die hoek gekyk het en my pa het skielik voor my deur gestaan? Verseker. Ek sou verseker baie rustiger gewees het. Ek sou sonder om eers 2 keer te dink, die deur oopgesluit het en gesê het, kom in, kom ons drink 'n lekker koffie. Hoekom sou dit anders gewees het? Want ek het vertroue in die persoon wat daar staan. Ek ken die persoon, ek het 'n verhouding met hierdie persoon, ek deel liefde met hierdie persoon. Vertroue in 'n verhouding maak die wêreld se verskil. Nou dit bring ons by ons teksgedeelte vir vandag, en as ons saam gaan lees uit Matteus 7, vers 7 tot 12, dan is dit goed dat ons net eers bietjie agtergrond kry rondom hierdie teksgedeelte. Matteus in hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees, val reg binne-in die bergrede van Jesus. In hierdie gedeelte wat strek eintlik van Matteus 5 na Matteus 7, beskryf Jesus 'n klomp dinge rondom die koninkryk, geloof, verhoudings, liefde en natuurlik dan nou ook geloof in aksie. Die bergrede begin in hoofstuk 5 met die saligsprekinge, waar Jesus die waardes van die koninkryk uitlig en beklemtoon dat ware geregtigheid baie dieper strek as net uiterlike wetsgehoorsaamheid. Jesus dui dit baie duidelik aan dat gehoorsaamheid nie net oor dade gaan nie, maar oor die gesindheid van die hart. Dit wat hier binne in ons aangaan. In hoofstuk 6 fokus Jesus op die innerlike geloofslewe van sy volgelinge en veral die temas van gebed en vas en vertroue in God se voorsiening word in hoofstuk 6 aangespreek. En dan wanneer ons by hoofstuk 7 kom, dan verskuif die klem na verhoudings. En wat dit beteken om 'n regte, egte verhouding met God te hê. Jesus waarsku teen veroordeling. Hy moedig sy disippels aan tot volharding in gebed en vertroue in God se goedheid. En dan sluit hy hierdie gedeelte af met the golden rule, die goue reël vir die lewe, wat die kern van die wet en die profete kom saamvat. En ons teks vanoggend in Matteus 7 vers 7 tot 12 staan binne in hierdie groter konteks van die oproep tot afhanklikheid in God. En wat dit beteken om prakties ons geloofslewe uit te leef met liefde en gebed. So voordat ek vir ons lees, kom ons sluit so vir 'n oomblik ons oë. Here, wanneer ons vanoggend by mekaar kom so oor multimedia, oor
oor hierdie verskeie platforms, dan weet ons dat alhoewel elkeen van ons dalk vanoggend op 'n ander plek sit, ons tog by mekaar is in Christus. Ek bid Here dat die woorde wat ons nou uit U skrif lees, woorde sal wees wat lewensveranderend is. Dat dit so saad sal wees wat op vrugbare grond val, wat sal ontkiem en groei en vrug dra. Here, mag hierdie teks elkeen van ons aanraak. Spreek, Here, U dienaar luister. Amen. Matteus 7, vers 7 tot 12 staan die volgende. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En wie soek, vind. En vir wie klop, sal oopgemaak word. Wie onder julle sal as sy seun brood vra vir hom 'n klip gee? Of ook as hy 'n vis vra vir hom 'n slang gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. Alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. Ons gaan tot sover lees vanoggend. Vriende, hoekom klop 'n kind in die middel van die nag aan sy ouers se kamerdeur wanneer hy of sy 'n nagmerrie gehad het? Waarom kom 'n seun na sy ouer toe en vra vir brood? Die antwoord lê nie eers in die brood self nie. Die antwoord op hierdie vraag lê in die verhouding. Die kind kom klop omdat sy of hy vertrou dat daar iemand aan die ander kant van daardie deur is wat vir hulle lief is, wat gaan wakker word en opstaan en vra, hoe kan ek help? Die kind wat kom en brood vra, kom vra omdat hulle weet daar's iemand wat vir hulle lief is, wat vir hulle sal voeding gee en vir hulle sal sorg. Iemand sal hoor. Iemand sal oopmaak. Iemand sal gee. Nou as ons so na hierdie teksgedeelte luister, dan hoor ons dat vertroue en liefde kan nie van mekaar geskei word nie. Hulle is twee kante van dieselfde muntstuk. Waar daar ware vertroue is, daar is liefde die fundament. En waar daar liefde is, daar groei vertroue dan weer. Vertroue rus op liefde. Jesus sê in hierdie gedeelte, vra, soek, klop. En dis 3 amper enkelwoord opdragte, klein opdragte, maar dit is 3 geweldige bewegings van vertroue. Want niemand gaan vra as hulle nie vertrou dat daar sal gehoor word nie. Niemand gaan soek as hulle nie vertrou dat daar iets is om te vind nie. En niemand gaan kom klop as hulle nie vertrou dat die deur tog sal oopgaan nie. Maar hierdie opdragte wat Jesus kom stel, gaan eintlik nog dieper. Want hy vra dan, wie onder julle sal as sy seun brood vra vir hom 'n klip gee? En hierdie vraag is eintlik retories, want dis van self gespreek. Hierdie vraag wat Jesus stel, sê, selfs gebroke, sondige, menslike ouers gee goeie dinge aan hulle kinders. Hoekom? Omdat hulle ten spyte van hulle gebrokenheid nog steeds lief is vir daardie kinders. En as ons dan wat sleg is, weet hoe om goeie gawes te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge gee vir hulle wat dit van hom vra. En hier is die diepste waarheid wat ek en jy vandag kan hoor. Ons kan vra, ons kan soek en klop, omdat ons Vader vir ons lief is. En dis nie net 'n bietjie lief nie. Hierdie liefde wat God het, is nie net soms beskikbaar nie. Hierdie liefde is volmaak. Dis
altyd daar. Dis onvoorwaardelik, onuitputlik lief. Dis die agape liefde van God. En dit word vir jou en my vrylik gegee. Maar verstaan mooi, hierdie is nie 'n blanko cheque vir alle moontlike begeertes om nou gegee te word nie. Die Onse Vader gebed het ons reeds geleer om eers te bid vir die koms van die koninkryk en dan vir die daaglikse voorsiening. Ons Vader gee goeie dinge. Nie noodwendig alles wat ons wil hê nie, maar wat ons werklik nodig het. En die grootste gawe, die grootste geskenk wat God gee, is nie noodwendig rykdom of pragt of status of gemaklikheid nie, maar dit is die koninkryk self, die teenwoordigheid van God, die lewe in sy liefde. En dit, vriende, is hoekom ons kan vertrou. Want vertroue is gewortel in die karakter van die een in wie ons vertrou. En ons vertroue is in God self. Die Vader se karakter is liefde. Maar daar's 'n ander kant van hierdie muntstuk. Liefde kan slegs ontvang word deur vertroue. Liefde is gebou op vertroue, maar dit kan slegs ontvang word deur vertroue. Dink aan 'n ouer wat ondenkbaar lief is vir hulle kind, maar die kind weier om te vra en te soek en te klop. Die kind kies om eerder sy of haar eie laste te dra. Die kind probeer om alles self uit te werk. Die kind bly so half buite staan en is te bang om in te kom. Wat gebeur in daai situasie? Die liefde is daar. Die liefde staan gereed. Die liefde wag. Maar dit kan nie gegee word waar daar geen vertroue is om dit te ontvang nie. En dit is hoekom Jesus se woorde so dringend is. Vra. Nie omdat God oortuig moet word om lief te wees nie, maar omdat ons moet leer om oop te maak. Jesus sê, klop. Nie omdat God wegkruip nie, maar omrede ons moet leer om te erken, ons het hom nodig. Jesus sê, klop. Nie omdat die deur gesluit is nie, maar omdat vertroue 'n beweging van aksie vra, iets van ons kant af, 'n beweging na die een wat lief het. Jakobus 4 vers 8 sê mos, nader tot God, en dan sal hy tot julle nader. En hierin lê iets wonderliks. Hierdie uitnodiging vra, kom ek en jy begin, vra, soek, klop. En dis nie net vir gebed nie, dis nie net bedoel vir ons gebedslewe nie, dis 'n uitnodiging tot 'n lewe self, wat vra, soek en klop. Dis 'n uitnodiging na 'n lewe wat sê, as jy in my vertrou, dan kan ons die lewe aanpak. Al sy moontlikhede, al sy uitdagings, al sy onsekerhede, optraandes en aftraandes. Want wanneer ons in hierdie vertrouensverhouding lewe met Jesus, wat gebou is op sy liefde, dan weet ons, daar is 'n Vader wat graag die goeie van die lewe vir ons wil ontsluit. En onthou, nie noodwendig die maklike nie, maar die ware, die betekenisvolle, die lewensgewende. Vriende, liefde word in vertroue ontvang. Dit word vir jou en my gegee in hierdie vertrouensverhouding. Maar as gelowige, as Christen, weet ek ook, dit stop nie daar nie. En dis waar Jesus kom in vers 12, en dis amper half onverwags as jy die gedeelte weer lees, met die woorde, alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. En hier in een sin
trek Jesus alles saam. Dis nie 'n los gedagte nie, dis nie sagte slotwoorde om jou af te sluit nie, maar dis die klimaks van die bergrede. As jy gaan kyk in Matteus 5 vers 17 het Jesus gesê, hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, en nou kom bewys hy en hy kom beskryf vir ons wat hy eintlik met daardie woorde bedoel het. Alles word gekonsentreer, word so half gekompakteer in hierdie een lewensreël, die goue reël, die golden rule of life. Doen aan ander wat jy ook aan jouself gedoen wil hê. Vandag moet ek en jy ook hoor dat daar lê gevaar in hierdie stelling. Op die oog af klink dit redelik eenvoudig. Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Maar dan moet ons ook mekaar vanoggend vra en eerlik wees daaroor, wie bepaal wat goed is? As ons dan goed aan ander moet doen, hoe lyk hierdie goed? Is dit ek wat bepaal wat goed is? My smaak, my gemak, my persoonlikheid? Want as dit so is, dan word ek mos die norm. Then it's all about me, myself and I. En vriende, ek en jy moet onthou, dat die evangelie draai nooit om my nie. Ek is nooit die middelpunt van die evangelie nie. Hierdie goue reël is nie 'n lisensie vir selfgesentreerdheid nie. Dit is eerder 'n uitnodiging tot God-gesentreerde liefde. Wanneer ons die bergrede in sy totale omvang vat, dan verduidelik dit vir ons hoe dit veronderstel is om te werk as ons sê, ons lewe in 'n vertrouensverhouding van liefde met Jesus, waarin ons aan ander doen wat ons aan onsself gedoen wil hê. Dan beteken dit ons ag die volgende baie hoog. Die geregtigheid wat dieper gaan as die wet. Die liefde vir vyande. Die seën van die wat jou vervloek. Die sorg vir die armes. Die vergifnis van skuld. Die reinheid van die hart. Dit is die maatstaf. Nie wat ek wil nie, maar wat God wil. Nie my gevoel nie, maar Christus se voorbeeld. So hoe lyk so 'n lewe dan? Hoe leef ons die liefde in verhouding uit? Die belangrikste en eerste punt is, vriende, ons kom eers na God toe. By God ontvang ons sy liefde. Ons vertrou sy goedheid. En dan, eers dan, word ons mense wat kan gee wat ons ontvang het. Dan is ons geseën om te seën. Dan is ons geliefd om lief te hê. Dan ontvang ons genade om genade te gaan deel. Dit eindig nie by ons nie. Dit vloei eintlik deur ons. Dr. Chris van Wyk skryf in sy kommentaar oor hierdie gedeelte, waar God die Here is, waar hy erken en gedien word, daar doen 'n mens aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Let op die woorde, waar God die Here is. Dit begin by God, nie by ons nie. En as jy dit nie reg kry nie, want kom ons wees eerlik, eers wanneer ons werklik probeer leef volgens hierdie goue reël, dan besef ons hoe ver ons tekort skiet. Eers wanneer ons probeer om ander te behandel soos God ons behandel, ontdek ons hoe gebrekkig ons liefde eintlik is. Hoe vinnig ons oordeel. Hoe maklik ons bitter kan raak. Hoe swak ons eintlik vergewe. En dan, vriende, vat Jesus se woorde ons weer terug na waar ons begin het. Vra jou Vader in die hemel. Hy staan gereed om goeie gawes te gee, sy liefde, sy nabyheid, aan die wat bereid is om dit weer te gaan uitleef, maar besef dat hulle ver tekort skiet.
Ons vra, ons ontvang liefde, ons probeer dit uitleef, ons besef ons skiet tekort, en dan vra ons weer. Sien jy hier die sirkelbeweging van die liefde in vertroue? Ons vra, ons ontvang, ons probeer dit uitleef, ons besef ons skiet tekort, en dan vra ons weer. Dis nie 'n swaar plig nie. Dis 'n natuurlike ritme. 'n Ritme in geloof, wat gevoed word deur God se eie liefde. Liefde, vertroue, kan nie van mekaar geskei word nie. Wanneer ons in hierdie vertrouensverhouding met God leef, dan ontvang ons dit om dit weer te gaan deel. En wanneer ons tekort skiet, dan kom ons terug na die bron van daardie liefde. Terug na God. Die kind wat by die Vader se tafel brood ontvang, wat by die Vader gevoed word, is nou met brood gevulde hande gereed om na ander toe te gaan. En wanneer daardie brood uitgedeel word en dit opraak, dan kom daardie kind weer terug na die tafel, terug na die Vader, terug na die liefde. Vriende, ons sien hierdie siklus in ons sakramente. Ons sien dit veral aan die nagmaalstafel, waar ons iets ervaar van hierdie voeding van liefde wat ons van God af kry, om weer met die wêreld daar buite te gaan deel, in die vorm van die offer wat Jesus vir jou en my kom doen het. Vriende, God se liefde is daar, vir jou en vir my. Hy staan gereed, hy nooi jou. Kom vra, kom soek, kom klop. Ek sal vir jou gee. Ek sal opdaag. Ek sal oopmaak. Die vraag vir jou en my is jy reg om daardie liefde in vertroue te ontvang? En is ons reg om dit dan weer te vat en in die wêreld daar buite te gaan uitdeel? Dit is die vraag vir jou en my. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons by 'n geleentheid soos hierdie kom, waar ons in die woord lees, dat ons genooi word om te vra en te soek en te klop, en dat daarop sal gereageer word, en ons sal ontvang, daar sal vir ons oopgemaak word, U sal na ons toe kom, dan besef ons hoe belangrik daardie vers is wat sê, doen aan ander, soos jy wil hê hulle aan jou moet doen. Want ons kry hierdie gawes, hierdie gawe van liefde, om dit weer te gaan uitleef in die wêreld daar buite. En Here, ons het in ons belydenis aan die begin ook gesê, ons besef, ons skiet tekort. Ons besef, ons sukkel om te vergewe, ons besef, Here, ons sukkel om te deel, ons raak bitter. Here, maar U gee vir ons dit wat ons nodig het, om juis dan anders in hierdie wêreld in te gaan, om anders teenoor mense te gaan optree, omrede ons tree op, met die liefde wat U vir ons gee. En daarom, Here, bid ek vanoggend vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, mag hulle soek, en vra, en klop. En mag hulle ervaar, Here, hoe U opdaag, en hulle seën, met U liefde, U teenwoordigheid en U genade. En mag hulle dan weer, Here, met die brood in hulle hande, wat hulle van die Vader afkry, uitgaan in hierdie wêreld in, en gaan uitdeel in 'n wêreld wat so honger is daarvoor. En dan weer terugkom na U, weer ontvang, en weer gaan. Here, ek dank U vir U liefde, wat ons in vertroue van U af mag ontvang. In Jesus naam alleen. Amen. Ek sluit graag vir ons hierdie geleentheid af met die uitspreek van die seën. En by ons in die gemeente het ons die gebruik dat jy jou hande sommer so voor jou oophou,
wanneer ons die seën uitspreek. En daarom nooi ek jou ook vanoggend, as jy gemaklik voel daar waar jy is, sit jou hande sommer net so voor jou oop neer, sommer so op jou bene, en ontvang die seën van die Here. Geliefdes, mag die Vader jou leer om hom te vertrou, selfs wanneer jou gebede onbeantwoord bly. Mag Christus jou vrymoedigheid wees, die een wat jou nooi om te vra, te soek en te klop, selfs wanneer jy tekort skiet. En mag die Heilige Gees jou lei om liefde te ontvang en dan ook weer liefde uit te gaan leef. Amen.